Hartlik welkom ook aan elkeen wat vanoggend inskakel by hierdie erediens en wat 'n voorreg om met mekaar hierdie kosbare geleentheid te deel. Liewe vriende, ek wil graag vanoggend begin met hierdie erediens deur vir jou te sê, die Here versorg jou. Die Here is lief vir jou. En as jy ooit daaroor gewonder het, dink maar net aan die afgelope Paasgebeure. Hoe kosbaar en spesiaal was dit nie? En daarom, die liefde, die vrede en die genade van die lewende Here en God, Vader, Seun en Heilige Gees, is by ons en ook by jou. Amen. As inleiding vanoggend, die volgende verhaal, ware verhaal, kom uit my eie lewe uit. Ek onthou so goed, toe ek 'n klein jong seun was. So op laerskool, seentjie, saam met pappa en mamma en oupa en ouma kerk toe gegaan. En ek onthou hoe beïndruk was ek altyd, as dit tyd was vir die kollekte. Want dan kom die bordjies om, en dan hoor ek die geklingel, klingel, soos die mense hulle munte ingooi. En dit het my altyd so laat dink aan haal op 'n sinkdak, nie waar nie. En eendag, toe gee my oupa vir my 'n R2 noot. Ja, dis so lank terug het was. Julle sal onthou, daai tyd was daar nog R2 papiergeld, note. En ek sê toe nogal vir my oupa, nee oupa, die mense gaan nie hoor as ek dit insit nie. Dan gaan hulle dink ek maak asof ek geld insit. En oupa het so ondeend geglimlag en gesê, nee my kind, kom ek verduidelik jou. Daai geklingel wat jy hoor, dis eintlik maak of jy gee. Want dis klein geld. Dis die groot geld wat nie maak gee is nie. Dis regtig gee. En daar leer ek toe 'n groot les. Naamlik, mens gee punt 1 nie, sodat die ander mense moet dink jy gee nie. En 2, wanneer 'n mens gee jy nie die klein nie, jy gee die groot. Nou, hoe weet ek klaar? Met hierdie inleiding, vermoed jy klaar wat is die tema van vanoggend se erediens. Nou die tema, so 'n bietjie anders verwoord, my 10 sent op die hemelse sypaadjie. Hoekom hierdie tema? Want daar's 'n pragtige metafoor hierin verskuild. Hoeveel keer het ek myself nie al op die sypaadjie gestap en dan sien ek 'n R10, 10 sent stukkie daar lê, vertrap en al verweer. Baie keer het ek dit wel opgetel, maar ek moet bieg en eerlik wees, dikwels loop ek ook sommer maar net verby. Want daai 10 sent het so min waarde. Dit beteken eintlik lankal niks meer nie. En daarom volgens my 10 sent op die hemelse sypaadjie. Hoekom sal die Here my 10 sent na waarde ag? Hoekom sal hy my 10 sent wil optel? En kom ons wees eerlik met mekaar volgend. As ek alles gee wat ek het, is dit net letterlik 'n stoffie in terme van die koninkryks weelde, van die koninkryk van God, se goud, se silwer, se rykdom. Dit is net so dat ons mekaar moet sê, dit wat ek het om te gee, is in waarde selfs in die hemelse waarde, minder as 'n 10 sent werd. En daarom, as ek my 10 sent sou wou gee, op die sypaadjie van die hemel, weet dit, God sal beken hom optel. En die vraag is volgende, hoekom? Waarom sal die Here my 10 sent, my bydra, my offer, my dankoffer, my 10de graag wil hê? En nou weet jy self waaroor gaan vanoggend, die 10de. En voordat jy nou die televisie afskakel, of as jy sê, ag nee, net nie weer gee nie, en jou selfoon van YouTube afhaal, luister net vir 'n oombliekie langer. Vertrou dat dit wat ek nou gaan sê, nie bedoel is om in die eerste plek jou by 'n plek te bring wat jy meer moet gee nie. Ek wil graag met jou 'n wonderlike geestelike beginsel deel wat in die woord van die Here eintlik
na ons toe uitreik en uitroep. Want sien, wanneer ons ons tiendes gee, gaan dit nie eerste plek nie daaroor dat dit vir God van groot betekenis is nie. In die eerste plek gaan hierdie tiende jou offer, my dankoffer, nie oor God, maar oor onsself. Hoe bedoel ek? Wat is hierdie beginsel wat ons dan hier uithaal? Geliefdes, liewe vriende, ook jong mense, kinders, die volgende. Kom ons sê vir mekaar, met hierdie tema wil ons eintlik vir mekaar sê, het God regtig my tiende nodig? Is dit so dat God afhanklik is, dat sy koninkryk afhanklik is van my dankoffer en my bydrae? En dan sê antwoord onmiddellik nee. God is nie afhanklik van my tiende nie. God is nie afhanklik van dit wat ek het om te bied nie. Want in hemelse terme is dit nog baie minder as 'n 10 sent werd. En die woord van die Here leer ons dit ook. As 'n mens byvoorbeeld sal blaai na Kolossense toe, Kolossense hoofstuk 1 vers 16 en 17, dan sien ons daar 'n belangrike waarheid. Daar staan, alles is deur Jesus geskape en alles is vir hom geskape. Alle konings en maghebbers en gesaghebbers, almal en ook alles is geskape deur hom en vir hom. Al die goud in die wêreld behoort aan hom. Al die silwer behoort aan hom. Al die olie behoort aan hom. Al die bitcoin behoort aan hom. Daar's niks op aarde wat nie aan God behoort nie. Want die skepping behoort aan hom. Geliefdes, en daarom is dit ook so, as God wou, sou hy die engele kon opdrag gee en hulle sou in hulle miljoene en miljoene na hom toe kon aanstap met stawe en stawe goud die waarheid. Maar God wil nie dit hê nie. God sou verder kon kies om argumentsonthaalwe. Elke vis in die oseaan en elke vis in elke rivier op aarde en elke vis in elke dam op aarde se mond vul met 'n silwer muntstuk om dit vir hom te bring en uit te spoeg. Die Here sou dit kon doen. En lees ons iets daarvan. Natuurlik. Lees saam met my. Ek nooi jou uit. Kom ons lees gou 'n bietjie daar in Matteus hoofstuk 17. Ons gaan met mekaar lees vanaf vers 24 en dit bevestig wat ons nou sê. God het nie ons rykdom nodig nie. God het nie 'n stukkie van ons rykdom nodig nie. Nee. In Matteus 17:24 lees ons van die tempelbelasting. By hulle aankoms in Kapernaum het die amptenare van die tempelbelasting invorder na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leermeester, betaal hy dan nie tempelbelasting nie? Ja, natuurlik, antwoord hy. Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag, Simon, hoe dink jy? Van wie vorder die konings van die wêreld tol of belasting in? Van hulle seuns of van ander mense? Toe het Petrus geantwoord met die volgende, van ander mense. En toe sê Jesus vir hom, dan is dit mos so dat die seuns vrygestel is. Bedoelende daarmee natuurlik dat die Here Jesus sê, eintlik hoef hy nie belasting te betaal, want sy Vader is die koning. Maar dan gaan Jesus verder en kyk wat gebeur hier. En baie van ons het al hierdie teks gelees en dit dalk vergeet, of baie van ons ken hierdie teks en het ook al so 'n bietjie oor hierdie teks nagedink, maar nog nie regtig die diepte daarvan ons eie gemaak nie. Kyk wat gebeur nou. En toe sê Jesus in vers 27 die volgende, maar ons moet nie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe en gooi hoek in. En die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Is dit 'n pragtige teks nie? Wat sê hierdie teks eintlik? Ag, as die Here dan nou geld nodig het, dan sal daar sommer 'n silwer munt in 'n vis se bek wees. Ag, ou Petrus, gaan gooi sommer die hoek in die water. Die eerste visie wat jy uittrek, daar sal genoeg in wees. Die Here het nie ons geld en ons rykdom of 'n stukkie van ons rykdom nodig nie.
Nee. Maar nou is die vraag dan, waarom sal die Here graag wil hê dat ons moet offer, dat ons 'n tiende moet gee? En waar kom hierdie gedagte van 'n tiende vandaan? En weer eens, die woord van die Here is deurspek met hierdie opdrag van 'n tiende. En die bekendste daarvan is natuurlik daai uit Maleagi hoofstuk 3. En ek nooi jou om dan weer eens saam met my soontoe te blaai. Kom ons lees gou Maleagi hoofstuk 3 vers 10 en verder. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle lande vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. En dan sal die nasies julle as gelukkige mense beskou, en julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige. Wat staan hierso? Die Here kom met 'n opdrag en hy sê, gee jou tiende, bring jou tiende en toets my. Nou, wat is die teologie agter? Wat is hierdie geestelike beginsel wat ek en jy sal moet verstaan rondom die tiende, voordat dit regtig vir ons sin maak? Liewe vriend, jong mense, die volgende. Wanneer die Here vir jou vra, vir my vra, vir ons vra, om 'n tiende, 'n gedeelte van ons inkomste, van wat ons het, aan hom te gee uit dankbaarheid, dan is die beginsel as volg. Dis nie omdat hy dit nodig het nie. Nee. Dis tot heil en tot seën van my en jou wat gee. Hoekom sê ons dit? Die beginsel hier agter is die volgende. Deur jou tiende te bring, deur jou tiende te gee vir die Here, is dit die eerste tree in disippelskap. Kom ons sê dit nog anders. Dit is die eerste tree om te groei in die geloof. Om jou tiende te gee is die eerste tree om geestelik volwasse te word. Om jou tiende te gee is die eerste tree in geloofsvorming na wie jy moet vorm en groei, sodat jy eendag kan hoor dat die Here vir jou sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Geliefde, dit gaan oor 'n groeiproses. Hoekom sê ons dit vir mekaar? Want om jou tiende te gee is bedoel eintlik vir elkeen wat nuut is in die geloof, wat 'n jong geestelike persoon is wat met die Here 'n pad begin stap. Om 'n tiende te gee is eintlik bedoel vir alle jong gelowiges. Nou praat ons nie van jonk en ouderdom nie, ons praat van iemand wat jonk in die geloof na die Here toe keer. Want dit is die eerste tree tot geestelike groei en geestelike volwassenheid. Dit is almal wat op melkkos is wat nog 'n tiende moet gee, want dit is die eerste tree waarin jy groei, sodat jy vaste spyse kan eet, soos wat Paulus dit dan vir ons ook verduidelik, rondom geestelike volwassenheid. Kom ons sê dit nog anders. En ek wil hê, nou moet jy baie mooi luister. Jong mense, liewe vriende, reisgenote in die geloof, dis die eerste tree wat God wil hê jy moet gee, sodat jy kan groei in jou geloof, sodat jy kan verstaan wie God is, sy integriteit vir die eerste keer begryp, en hom kan vertrou vir wie hy is vir jou, die Almagtige Here en God, wat alles in sy hande hou. Nou, hier kom dit. Om jou tiende te gee, is bedoel vir jong mense in die geloof. Hulle wat nuut in die geloof is. Want dis die eerste tree. Nou wat sal die tweede tree wees? Dit begin met die tiende. Die Here vra, gee my jou tiende. Dis die eerste tree. Wat sal daarop volg? Die volgende tree is, gee jou tyd.
En daarna, soos wat jy in die geestelike lewe en geestelike volwassenheid groei, is dit nie meer net gee jou tyd nie, dit is ook gee jou gemak. En daarna, soos wat jy vorder deur die jare, is dit nie net meer gee jou tiende en gee jou tyd en gee jou gemak nie, dis gee jou vryheid. Dis nie meer wat jy wil nie, maar wat die Here wil. En soos wat jy groei in geestelike volwassenheid, is dit nie meer net gee jou tiende en gee jou tyd en gee jou gemak en gee jou vryheid nie. Eindelik en laaste, gee jou lewe. Sterf in jouself en lewe in Christus. Anders gesê, is dit nie die wet nie. Jy moet die Here jou lief hê met jou alles. Al jou krag, al jou verstand, met jou hele hart, met jou hele mens wees. Gee jou hele mens wees. Dis die oefening waarmee ek en u besig is, wanneer ons die eerste tree gee, naamlik 'n tiende. Wat 'n beginsel is dit nie? So hierdie opdrag van 'n tiende is nie daar, omdat God ons geld en ons tiende en ons offer nodig het nie. Dis daar vir ons, om te groei in God se voorsienigheid, om te groei in God se integriteit, om te groei tot 'n plek waar ek hom kan vertrou met alles. Dis om in geloof volwasse te word. En dit is die meganisme, dis die manier, dis die bloudruk wat God kies om vir ons as kerk, vir ons as gelowiges, ons as sy kinders te neem op hierdie geloofsvormingspad. En dit begin by die tiende. En baie mense sal sê, ja, maar is dit dan nou 'n tiende van jou netto of 'n tiende van jou bruto? Die interessante natuurlik is, almal wat sê, dit is van jou netto, is ook die wat die vraag vra, is dit van die netto of is dit van die bruto? Interessant dat die ouens wat sê, dis die bruto, nooit die vraag vra nie, nee. Om te gee, is uit die hart van die saak 'n groeiproses. En soos wat jy groei, wil jy naderhand gee. En soos wat jy groei, kan jy nie anders as om te gee nie. En soos wat jy groei, groei jy op 'n plek waar jy sê, Here, nie net meer my tiende nie, maar my tyd, my gemak, my vryheid, my lewe, my denke, my asem, my alles. Geliefdes, wanneer ons Maleagi lees, dan wil ek hê jy moet weer hierdie teks saam met my opneem en lees. Daar staan, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. Wat staan daar? Toets, toets, toets. Dis 'n geloofstoets. Om jou tiende te gee is 'n toets vir jou, sodat jy in die geloof kan weet wie God is, die Here, die Almagtige. Dis wie hy is. En dan staan daar, en ek sal die hemele vir julle oopmaak. En daarmee wil ons nie sê, ek gee my tiende sodat ek seën kan ontvang nie. Ek gee nie my tiende om te ontvang nie. Ek gee my tiende uit en uit, omdat God my op 'n geloofsreis vergesel en neem. En ek maar altyd dankbaar is, dat hy my op hierdie reis wil neem. En daarom gee ek dit uit dankbaarheid, en nie ek gee 70 keer, sodat ek 70 maal 7 sal terugkry nie. Allermins. Dis nie die geestelike beginsel hier nie. Die beginsel dat jy geestelik gee om te ontvang, is nie waar nie. Nee, ek gee om in die geloof te groei op 'n plek waar ek dan kan verstaan dat ek God kan vertrou. Want sien 'n jong gelowige gee daai tiende en sê, maar wow, dit smokkel eintlik met my kop. Want as ek jonk in die geloof is en ek daai tiende gee, maak ek die somme in my kop en ek sê, met hierdie deel wat ek afstaan vir die Here, kon ek die volgende gaan koop het. Kon ek die volgende vir myself gaan kry. En dis die punt. Dis om jou by 'n plek te kry waar jy sê, ek kan sonder dit, ek wil sonder dit, ek gaan sonder dit, selfs al gee ek meer as wat ek kan bekostig. Want die Here sorg vir my. Die Here versorg my. En die Here weet wat ek regtig nodig het. En dit is nie aardse rykdom nie. Geliefdes, liewe vriende, liewe jong mense, hoor dis vanoggend se boodskap. Daar staan ook, hoor, die sprinkane sal dan nie kom en jou landerye verwoes en vernietig nie.
ek sal die sprinkane keer, vers 11, dat hulle nie oes op julle lande vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. En ons weet dan nou ook mos, in 'n sekere sin, die sprinkane hier is 'n teken van die verwoesting wat die bose in jou lewe wil saai. En glo my, as jy nie hierdie eerste tree neem nie, en nie groei in die gees en in die geloof nie, sal die bose altyd hou vas op jou hê. Maar God sê, vertrou my en vertrou my integriteit, toets my, en ek sal jou huis beskerm, en die bose sal nie naby kom nie. En jy sal gelukkig wees. Gelukkig op 'n vlak wat jy nie sal kan indink nie. Geliefdes, ek wil afsluit met die volgende. Die Gees van die Here druk dit op 'n stadium op my en my vrou se hart, om in te staan vir 'n bedrag wat iemand vir iemand anders skuld. En dit klink vreemd, maar op 'n stadium besluit ons doen dit. En heimlik in my eie kop dink ek, sjoe, maar hierdie bedrag wat ons gaan afbetaal namens iemand anders, ons sou eintlik 'n baie lekker skaapbout daarmee kon koop. En dit doen ons dan die Sondag. Ons gee die eerste paaiement namens iemand anders op 'n skuldbedrag. En ek, jong, soms ook maar in my geestelike groei, dink, daarmee sou ons 'n skaapbout op die kole kon sit. En wat gebeur? Maandagoggend lui die foon. Iemand skakel en sê, Dominee, kom maak gou by ons 'n draai maandagoggend, maar redelik vroeg. Dis belangrik. Ek en my vrou stap daarin. Weet julle wat gebeur? Hierdie persoon nooi ons in. Maak die oond oop. En wat gee hulle vir ons? Van alle dinge waaraan ek of jy kan dink, haal hom uit die oond uit. 'n Skaapbout. Asof die Here sê, my kind, toets my. Wat is die kanse? Ek was nie net verbuisterd nie, maar ook verwonderd oor ons God van detail. Want hy weet tot daar waar jou gedagtes gaan wat jy nie spreek nie. Geliefdes, gee jou offer. Toets die Here en groei in die geloof, groei in die gees. En kyk hoe bevry die Here jou om 'n gelukkige lewe te gaan lewe. Ons bid dit vir mekaar. Gaan en bring jou offer. Die Here vra, toets my. Gaan doen dit met vrymoedigheid en ervaar die seën van die Here. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, sy aangesig oor jou laat skyn. Mag genade jou in sy liefde hou, mag sy vrede oor jou wees. Mag die Heer jou seën en beskerm, met die kruis vir altyd voor jou. Mag jy vra na sy weer, met elke tree, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Mag
die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid, mag sy vrede oor jou wees. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja, amen. Halleluja.